prijs zijn naam. O ja, Heere, zij die lam. Ja, Heere, zij die lam. O dagen te reinigen en zij bloed. Nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Ja, dierbare Jesus, hy red ook vir my. Hy maak my van my sonde vry. En met sy liefde bly hy naby. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Halleluja, Here, sy die lam. Ja, Here, sy die lam. Ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, Here, sy die lam. Halleluja, Here, sy die lam. O ja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, sy die lam. Halleluja, Here, ja, Here, sy die lam. Halleluja, ja, Here, sy die lam. O, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, sy die lam. Halleluja, Here, Here, sy die lam. O, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, Here, sy die lam. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, sy die lam. Halleluja, Here, sy die lam. Daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, sy die lam. Ja, Here, sy die lam. Halleluja, daar vind ek reiniging in sy bloed. Nou sing ek, Here, ja, Here, sy die lam. Prys die Here, ja, Here, sy die lam. Halleluja, Here, sy die lam. O, daar vind ek reiniging in sy bloed. Sing ek, Here, sy die lam. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal. Van vreugde sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Halleluja, nu die Heilige Gees op my neerdaal. Van blydskap sing ek so. Prys die Here, ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal. Van blydskap sing ek so bly. O, ek is verlos deur die bloed van die lam. Ja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal. Van blydskap sing ek so bly. Halleluja, ek is verlos die bloed van die lam. Prys die Here, verlos, daarom sing ek so bly. Halleluja, toe die Heilige Gees op my neerdaal. Van blydskap sing ek so bly. O, ek is verlos deur die bloed van die lam. Verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdaal.
is jy rein. Deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu se wit. Deur die kosbare bloed van die lam, ja, is jy rein. Deur die bloed, halleluja, deur die kosbare bloed van die lam, ja, is jou klere vlekloos soos die sneeu se wit. Deur die kosbare bloed van die lam, is jy rein. Deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu se wit. Deur die kosbare bloed van die lam, ja, is jy rein. O, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, prys die Here, is jou klere vlekloos. Ja, is jy rein. Deur die bloed van die lam, waar is jy rein. Deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu se wit. Deur die kosbare bloed van die lam. O Here, ons dankie, deur die kosbare bloed van die lam, bitter dan sneeu. O, prys die Here. Halleluja, halleluja. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Dankie vir U kosbare bloed. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En U wil wat geskied het op aarde, U seun het gesê, ek het gekom, o God, om U wil te doen. En die wil van die Vader wat die Here Jesus kom doen het, is dit wat hy vir Abraham gesê, sal jy jou enigste, jou seun, aan my offer. Dit was die volmaakte wil van die Vader. En hy het sy seun gegee. Dankie Here Jesus dat U het gesê, ek kom om U wil te doen. En U het ook gesê, U het dit vrywilliglik kom doen. En daarvoor wil ons U dankie sê. Here, want dit wat U kom doen het vir ons, geen mens, geen enige iets anders, kon bydra tot die offer wat U gebring het, die bloedoffer. En daarom weet ons, dat wat U gesê het in die Nuwe Testament, hierdie beker, is die Nuwe Testament in my bloed. Sodat alles wat in die Nuwe Testament geskrywe staan, is in die bloed. Want niks kan sonder die bloed werk nie. Nuwe Testament is ingewy deur die bloed. Die nuwe verbond is 'n bloedverbond. Die saligheid kom deur die bloed. Die verlossing kom deur die bloed. Vrymaking, so kan ons dit opnoem, alles kom deur die bloed. En die Here, dat ons as kinders van God kan wees, kom deur die bloed. Dat ons erfgename kan wees, kom deur die bloed. Daar is niks wat kan bydra daartoe. En daarvoor wil ons U baie dankie sê.
Here, dat ons nie afhanklik is van enigiets anders nie. Dit is alleen deur die bloed. En ons eer U daarvoor. Gee ons groot genade, Here, om die bloed van die Nuwe Testament te ag. Dit wat ons gereinig het en verlos het en vrygemaak het, waardeur ons ook kinders van God kon word. Ons wil U loof en prys vir groot genade. Dankie, Here, ons is uit genade gered, maar deur U bloed. Dit sê die woord baie duidelik. En ons eer U daarvoor. Baie, baie dankie dat ons in hierdie oomblik kan saam bid, Here, vir almal wat siek is. O, Here, U is bewus van elkeen, U ken elkeen. Hulle wat roep na U vir genesing. En ons weet, hulle glo in die naam van die Seun van God, hulle glo in die Here Jesus Christus as die groot geneesheer. Daarom wil ons vra in hierdie oomblik, Here, dat dit wat U woord sê, deur U wonde daar genesing gekom en U het ons krankhede op U geneem. Dat in die naam van Jesus, deur U wonde, genesing vir elkeen sal wees. Here, dit maak nie saak wat die siekte is. U het ook nie gevra, wat bekeer U nie. U het net gesê, ek is jou geneesheer. Baie, baie dankie, Here, dat U elkeen so sal aanraak. Doen 'n wonderwerk, deur goddelike genesing, Here, sodat die siekte nooit weer sal terugkeer. Dis hoe U dit doen en ons eer U daarvoor. Dankie vir elke genesing in Jesus naam. So bid ons vir elke gebedsversoek. Here Jesus, ons is so dankbaar dat U weet van elke ene se gebedsversoek. Soms lyk dit asof die Here nie antwoord nie, maar Here, U het dit klaar gehoor. En U sal antwoord daarop. Dis U woord, U sê so. Wanneer ons gebede met smeekinge, trane, sterk geroep bekend maak aan U, dan hoor U dit. Daarom dank ons U dat U elke gebedsversoek hoor en dat U dit antwoord. Want U is getrou om dit te doen. Baie, baie dankie vir dit. So bid ons weer eens, Here, vir reën op die plekke waar daar nie reën is nie. O, Here, vir opvolgreën waar dit baie nodig is. Dis net U wat dit kan gee. U het die seisoene vasgestel. U het die son, die maan, die sterre, U het die wolke daar gestel. U het die reënboog daar gestel, Here, as 'n verbond. En dit gaan alles oor reën. En daarom dank ons dat U ook reën gee, soos wat U sê, U laat reën oor die goeie en die slegte. En ons eer U daarvoor. Baie dankie. So bid ons saam vir die onfeilbare woord. Ek is so dankbaar dat die woord nie buite die bloed is nie, maar dat die woord in die bloed is. O, halleluja. En Here, alles wat vir ons gesê word, elke bevel in die woord, al in die Nuwe Testament, Here, kom uit die bloed uit. En deur die bloed, sonder die bloed, kan niks kragtig werk. Ons eer U vir elke oor wat sal hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Dankie dat U ook elke oor met die bloed bestryk, sodat die waarheid alleen, saam met die verborgenhede van die koninkryk, deur die Heilige Gees, aan ons verkondig word, deur ons te leer en te lei in die hele waarheid. Ons is afhanklik van die Gees, Here, maar ons weet dit alles het ook deur die bloed gekom. Baie, baie dankie vir U woord wat die waarheid bly en die Heilige Gees getuig saam met die waarheid. Here, die Heilige Gees oortuig niemand die woord is die waarheid nie. Here, want as ons dit nie kan glo dat die woord die waarheid is nie, dan sal ons nie deur die geloof kan lewe nie, dan sal ons sterwe. Die woord is die waarheid en die Heilige Gees getuig saam met dit.
en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag saam te wees. Groet jy almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. My telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, ek het die afgelope tyd baie gepraat oor die bloed van Jesus. Want ek wil dit net sê, van Genesis 3 af, waar die Here God die bokke geslag het, om vir die mense kledingsstuk te maak, is die bloed vergiet. En is die Ou Testament ingewy weer met bloed. Die Nuwe Testament met Christus se bloed. So die hele evangelie, van Genesis 1 tot Openbaring, het bestaan as gevolg van die bloed. Niks anders. En dis waarom het vir my so belangrik is dat ons meer sal leer oor die bloed, sodat ons die bloed reg kan verstaan. Ek wil net iets noem wat ek laas Sondag genoem het, en ek wil dit net vinnig noem. Ek meen die verkondiging van dat die doop jou red, is baie in omloop, en ek wil nou vandag vir iets sê. Ek wil net gou na Romeine toe gaan. Hy sê in Romeine 6 vers 2, Paulus sê, sal ons in die sonde bly, omdat ons onnet genadig is, toe antwoord hy, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe sterf ek die sonde af? Ek dink net 'n oomblik, hoe sterf ek die sonde af? Kan ek dit sê? Ek kan die sonde alleen afsterwe deur die bloed van Jesus. Want die woord sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So as die Here my sonde wegneem, dan sterf ek die sonde af. Maar hy kan dit net wegneem deur sy bloed. Daar is die lam van God wat geslag is, wat die sonde van die wêreld wegneem. So as jy wil die sonde afsterwe, dan moet jy deur die bloed gered word, verlos word, vrygemaak word. En deur die bloed raak jy sommer ook ontslaaf van jouself. Dit meen, as ek die sonde afsterwe, dan sterwe ek ook sommer. Halleluja, dit werk alles in een. Nou, daar is 3 dinge wat in Romeine 6 geopenbaar word. En dit is, ek moet sterwe, dan begrawe word, dan sal ek opstaan in 'n nuwe lewe. So, ek kan nie gedoop word voordat ek nie gesterf het. En die sterwingsproses, dat ek moet sterwe, word net deur die bloed van Jesus bewerk. Daar is niks anders wat dit kan bewerk. En dit is waarom ek sê, en ek gaan dit weer sê, as jy mense doop met die voorwaarde, dat jy Markus 16 vers 16 aanhaal, hy wat glo en op laat doop sal gered word. As jy dit as redding deur die bloed beskou, dan verkondig jy 'n leuen uit God se woord. Ek wil vandag vir jou sê, die doop kan jou nie laat sterf nie. Die doop kan jou nie red van die sonde nie. Die doop kan jou nie red van die ewige dood nie. Net die bloed. Ja, maar hoekom sê die skrif dan hy het glo en om laat doop sal gered word? Waarom sê die skrif, ek wil dit net vinnig vir u noem. Waarom sê die skrif toe hulle vir Petrus vra, broeders, wat moet ons doen om gered te word? Toe sê hy, bekeer julle. Nou hier is die eerste stap.
bekeer julle, laat julle doop tot vergifnis van sonde. Nou hier is 'n interessante ding. Die Here Jesus sê in Lukas 22 vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort. Dit meen die Nuwe Testament in my bloed. Nou gaan ek vandag vir iets sê. Die doop van die gelowige is in die Nuwe Testament wat in die bloed van Jesus is. Maar die is twee dinge wat moet gebeur tot vergifnis van sonde. Nadat ek gedoop is in water. Die eerste ding is, ek moet my bekeer. Dit meen, ek moet deur die bloed gaan. Dan laat ek my doop en die redding, bekeer julle en laat julle doop, is alles in die bloed. Dit meen, wanneer ek my laat doop, is daar vergifnis vir my, omdat ek my bekeer. Ek kan nie sê, die doop bring vir my vergifnis. Ja, maar hy sê dit, die doop van Johannes, dis heeltemal reg. Die doop van Johannes, die doop van bekering en tot vergifnis van sonde. Dit het in die Ou Testament reg deurgewerk. Maar hier is die wonder. Wanneer is die volk Israel se sondes vergewe? Nadat hulle die lam geslag het. Eenmaal 'n jaar, wat hierdie lam geslag word, is hulle sondes vergewe. Dit sê God se woord. Maar nou kom in die Nuwe Testament, en Johannes die Doper kom, hy maak die weg van die Here reguit, en hy berei die weg van die Here. Wat se weg? Die weg van redding, doop, tot vergifnis van sondes. En wat hier gebeur is, dat die doop by Johannes is gebruik om die weg van die Here te berei. Sodat mense gedoop kan word, die doop van bekering, die doop van vergifnis van sonde. Maar hier is 'n interessante ding. Die doop van bekering beteken net een ding. Hierdie doop moet ek doen nadat ek bekeerd is. En dan sal daar ook vir my vergifnis wees. Maar die vergifnis kom werklik eers deur die bloed. En dit werk deur selfs by die doop ook. Maar as ek die skrif gebruik, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, dan is ek besig om uit die waarheid 'n leuen te verkondig. Hy sê sal gered word. Hy sê nie jy is gered nie. Kan ek dit weer sê? Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hy sê nie is gered nie. Want hy moet eers glo in wat? Glo in die redding deur die bloed, die verlossing, die vrymaking. Hy moet eers deur die bloed kom, as hy hom dan laat doop, dan is hy gered. Nadat hy gered is deur die bloed, as hy hom nou laat doop, dan word hy dan voeg dit by sy redding. Halleluja. Ek wil net vir u iets vra. Ek gaan nie alles lees in Romeine 6 nie. Want hy sê die so, ek is saam met Christus gekruisig. Hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Maar wat hier belangrik is, aangesien ons dit weet, dat ons oude mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en nie meer die sonde sou doen nie. Dit meen, ek moet saam met Christus gekruisig word, ek moet saam met hom sterwe, sodat hierdie liggaam van die sonde tot niet gemaak word. Dit meen, my sonde weggeneem word. Ek sterwe nou, waar? Saam met Christus. En dan eers kan ek my begrawe, saam met Christus. Dan eers kan ek uit die doopwater opstaan in 'n nuwe lewe. En wanneer is dit? Die dooping met die Heilige Gees. So daar is 3 stappe wat gebeur.
En ek wil nou vandag vir u verduidelik. As ek een woord kan gebruik vir hierdie 3 fases, en maak nie saak wat dit is nie, wat jy dit wil noem, die bekering deur die bloed, die redding deur die bloed, die vergifnis deur die bloed, sodat ek kan sterwe, dan word ek begrawe in die dood, dan staan ek op in 'n nuwe lewe, die Heilige Gees. Hierdie ding is vir my wonderlik. Dit is bekering, dis die doop en die dooping van die Heilige Gees. Alles in Romeine 6. En as ek hierdie 3 by mekaar sit, weet jy wat is dit? Dis my wedergeboorte. Ek kan nie die wedergeboorte deuragtig word sonder die bloed nie. Ek kan nie die wedergeboorte deuragtig word sonder die doop nie. Ek kan nie die wedergeboorte deuragtig word sonder die Heilige Gees nie. Want die Here Jesus het self deur die bloed gekom, hy het self deur die water gekom, en die Heilige Gees het saam getuig, hoe? Deurdat hy gedoop was met die Heilige Gees, nadat hy hom water laat doop het. Die wedergeboorte bestaan in 3 fases. Bloed, water, gees. Dis die wedergeboorte. As jy dit wil noem, die bad van die wedergeboorte. Dis nie 'n doopbad nie. Daar's 'n bloedbad. Daar is 'n doopbad en daar is die Heilige Gees waters. Dis die bad van die wedergeboorte. Halleluja. En hierdie ding is baie belangrik, dat ons dit moet besef, want as ons die hele Romeine gaan lees, dan sal ons dit sien, dat daar is 3 dinge wat moet gebeur. Ek moet deur die bloed kom, ek moet deur die water gaan, en dan as ek opstaan in die nuwe lewe, dan word ek gedoop met die Heilige Gees ook. Halleluja. En jy kan die 3 nie van mekaar skei nie. Hy sê, want daar's 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water, die bloed. Maar ons moet eers deur die bloed kom, dan deur die water, dan die Heilige Gees wat sal saamgetuig dat ons opgestaan in 'n nuwe lewe. Halleluja. En ons word gedoop met die Heilige Gees. Prys die Here. Onthou dit, dis baie, baie belangrik. Nou kan mense vir my sê, ja, maar daar is een ding wat die Bybel sê in Petrus. Ek het nou die skrif aangehaal. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Dis 'n waarheid. Maar dis nie die volle waarheid. Dis nie die hele waarheid. En dan gebruik hulle natuurlik die ander skrifte wat hulle ook sê dat die gelowiges is gedoop en dat die doop bring vir my redding. En dan een van die belangrike skrifte wat hulle gebruik is dit. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sonde gely. Christus het eenmaal vir die sonde gely. En hoor hierso, wat die woord, wat hier werklik gebeur, hy het vir die sonde gely, hy het sonde gemaak, hy het sonde geword, hy het ons sonde op hom geneem, ensovoorts. En daar is net een manier, hoe hy van die sonde van die wêreld kon ontslae raak, en dit is, dat hy as die lam van God moet geslag word, sodat die sondes weggeneem kan word. Die mense gaan aan oor die dood. Ek wil vandag vir jou sê, dit is tyd dat ons terugkeer na die bloed eerste. Die bloed. En ek wil dit noem. En hy gaan verder. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Omdat hy gedood is, hoe is hy gedood? Aan die kruis het hy gesterwe. En nou sê hy, ons is saam met hom gekruisig. Ons het saam met hom gesterwe. Nee. En die bloed van die kruis versoen ons met God. Hoe? Deurdat die bloed ons red en vrymaak, verlos ensovoorts. Want God is nie net 'n versoening vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So, wat beteken versoening? Ons word met God versoen.
Deur wat? Deur die bloed van die kruis. So ek kan nie my laat doop voordat ek nie met God versoen is deur die bloed van die kruis is. Die doop kan my nie versoen met God nie. It's impossible. Net die bloed van die kruis. En as ek saam met Christus gekruisig is, en ek is versoen met God deur die bloed, en ek het gesterwe, halleluja, en ek is gereinig en gewas deur die bloed, dan kan ek my laat doop. Ek wil nie daarby stil staan nie, want ek wil dit nie herhaal nie, want dit lyk vir my, daar's mense wat nie kan hoor wat die woord van die Here sê. En die Here Jesus sê vir die disippels, hy het oor hierdie goed gepraat, veral by die saaier, Matteus 13, wat uitgegaan het om die goeie saad te saai. Die Here Jesus het vir die disippels gevra, verstaan julle wat ek vir julle sê? Ek wil vandag vir die vra, verstaan jy wat die Here Jesus sê? Verstaan jy wat die Here Jesus deur Paulus sê, deur Petrus sê, Johannes, verstaan jy dit? Hulle kon antwoord, ja Here, ons verstaan. En ek wil jou mooi vra, asseblief, verstaan ek wat God se woord sê? Die wedergeboorte, ek wil dit weer sê, bestaan uit 3 stappe, as ek dit so kan noem. Die verlossing deur die bloed en die redding deur die bloed, die ou mens kan sterwe, dan die doop, dan die Heilige Gees. Jy kan nie een misloop nie. Jy kan nie spring na die doopwater en dink jy word daardeur gered nie. Vergeet dit. Die mense wat dit verkondig, is diensknegtes van die duiwel. Net gou verder. Hy sê, en wie hy ook heen gegaan het en gespreek het vir die gees in die gevangenis, ons weet die Here Jesus sit na sy kruisdood, het hy neergedaal na die doderyk toe, die gevangenis, en hy daar gaan preek vir die geeste van in die gevangenis. Dit meen almal wat in hierdie doderyk was. Die wat aan een kant in die paradys is, die ander kant is die wat in smarte is. Kom ons gaan net verder. 1 Petrus 3 vers 20. Wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Nou sê Petrus, 1 Petrus 3 vers 21, waarvan die teebeeld die doop ons ook red. Nie aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Nou, hier is 'n interessante ding. Waarin was die 8 siele? Was in die ark. Ek gaan nou 'n vraag vra. As hulle nie in die ark was nie, sou die water hulle nog kon red. Hoor wat ek sê. As die 8 siele nie in 'n ark was nie, sou die water hulle nog steeds kon red. Hier is die wonder van die saak. Die ark was eintlik hulle behoud. Hulle is deur water heen gered, ja. Soos die doop ons ook red. Maar hulle kon nie deur water gered word as hulle nie in die ark was. En dit kyk almal mis. Dit meen, ons kan hierdie ark, die ark van behoudenis noem. Die ark het alles in die lewe gehou wat binne in hom was. En die reën was hulle redding van hierdie oordeel wat oor die hele wêreld gekom het.
hierdie toorn van God, hierdie straf, hierdie alles, die sonvloed, die water het hulle daarvan gered. Hoekom? Want alles is vernietig buite die ark. Dit wat in die ark was op die einde van die dag die lewe wat weer op die aarde gewees het. Maar as dit nie vir die ark was nie, sou daar geen lewe ooit weer gewees het. As jy dit nie verstaan nie, moenie hierdie skrif gebruik en sê die doop red nie. Moet hom nie gebruik nie. Want jy verkondig, ek wil nie sê halwe waarheid nie, jy verkondig sekere 10de van die waarheid. En daarom, dit wat Paulus sê, hy sê, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Maar, soos ek sê, as dit nie vir die ark van behoudenis nie, die ark het alle lewe wat op hierdie aarde was, behoue laat bly. En die doop, die water, het alles vernietig, mense en diere, wat in sonde verval het. En dit is waarvan die water Noag hulle gered het. Dit net, alles is dood. En dit is wat met ons gebeur. Ek moet dood, sodat ek begrawe kan word, en kan opstaan in 'n nuwe lewe. Die ark is die aanduiding daarvan. En hierdie is 'n wonderlike ding. Ek wil dit net vir julle. So die ark van Noag kan met reg genoem word die ark van behoudenis. Nou, in die Nuwe Testament is die Here Jesus ons ark van ons behoudenis. Waarom? Want die hele wêreld lê in die mag van die bose. Christus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar die hele wêreld is onder die oordeel. Is onder die toorn van wie wat? Van die sonde. Hoe kan ek behoue bly in die midde van al hierdie sonde as Christus nie my behoudenis is nie? Dit is waarom, halleluja, ek wil dit vinnig noem. Die Here Jesus is die ark van ons behoudenis, deur die bloed van die Nuwe Testament. Hoor wat het gebeur by Noag. Die ark is met teer bestryk, ek meen geverf of wat ook al, om dit waterdig te maak. Want as dit nie dit was nie, sou die water deurgesyk het. Die Here Jesus, wat die behoudenis van ons siele is, en ons hele lewe, hierdie ark van behoudenis, is bestryk met die bloed van 'n ewige testament. Daar kan niks van buite af inkom. Halleluja. Ek hoop jy verstaan het. Selfs die Seun van God, ons Here Jesus Christus, het behoue gebly in die dode. Daar, hy het die dode gesterf, hy het nie net die dood gesterf nie, die graf nie, hy het die ewige dood gesterf. Gaan lees God se woord. Nee, hy praat van dode, hy het die dode gesterf. En wat het hom in daai dode behoue laat bly?
sy bloed, want die Vader het hom teruggebring uit die dode, deur die bloed van 'n ewige testament. Ja, maar die Heilige Gees het hom opgewek, kom ons sê dit nou vandag. Dat die doop is in die bloed, die waterdoop. Die Heilige Gees is in die bloed. Alles wat van God afkomstig is na ons toe, alles werk nou in en deur die bloed. Dis waarom die Here gesê het, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Waar kry ons dit alles? In sy bloed. En as ek nie in die bloed is nie, gaan ek niks in die bloed vind nie. So al laat doop jy iemand, sonder dat hy deur die bloed gered is, beteken daai doop vir hom niks. Want hy het nie eers deur die bloed gekom nie, en nou wil hy hom laat doop, net tot vergifnis van sonde. Ek wil net dit vir u sê. Halleluja. En dit is, die woord sê dit baie duidelik. Daar is, hy sê dit in Hebreërs, ek sal dit miskien nou lees, maar hy sê dit in Hebreërs 9. Hy sê, as daar geen bloedvergieting is nie, dan is daar ook geen vergifnis van sonde nie. Dit meen, bloedvergieting bring vergifnis, reiniging, verlossing, ensovoorts alles. En die doop alleen kan nie vir my vergifnis gee nie. Hoe noem hulle dit in Engels? Remission. Dit meen vryspelling van sonde, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Die doop alleen kan dit nie vir my gee nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie deur die bloed gered word nie, en jy waag dit om jou te laat doop, om te dink jy word daardeur gered, sal jy as 'n nat sondaar in die vuur gegooi word. En 'n broer, jy gaan nie net brand en jy gaan stoom maak. Want jy is nou nat. En dit beteken vir jou niks. 'n nat sondaar staan as 'n nat sondaar op, word nooit gedoop met die Heilige Gees nie, ensovoorts. Dis waarom daar nie soeke doping van die Heilige Gees vandag is nie, omdat die mense hierdie leuen glo. Hy wat glo laat doop sal gered word. Die doop kan jou nie red van sonde nie. Die doop kan jou sondes nie vergewe nie. Jy moet eers gered word, dan gedoop word. Dan as jy jou laat doop, is daar vir jou vergifnis van sondes ook. Maar nie dink, omdat jy nou gedoop is, nou is daar nie meer vergifnis van sondes nie. Nee. Dis waarom hy sê, Johannes sê, broeders, ek wil hê dat een van julle moet sondig hê, maar as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak met die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy sê dit is voorspraak vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Halleluja. Waarom is hy die voorspraak? Omdat hy voor sy Vader in sy bloed staan. Kan hy die voorspraak wees om my met God te versoen deur die bloed, sodat ek verlossing kan kry en redding kan kry en vrymaking kan kry deur die bloed vir dit wat ek gedoen het in die vlees wat verkeerd is. Alles ek 'n kind van die Here. Die doop kan dit nie vir jou gee nie. As jy nie in Christus die ark van behoudenis is, as jy nie eers daar is nie, ja, maar ek moet my met Christus bekleed, dan is ek in Christus. Nee. Ek word alleen met Christus bekleed as ek in Christus is deur die bloed. Want ek kan my nie met Christus bekleed wat deur sy bloed gekom het nie. En wat sy bloed vir my gestort het. Ek kan nie met Christus bekleed word, al laat doop ek my. Ek kan nie met Christus bekleed word, want hy is die voorbeeld. Deur die bloed. Ek moet eers deur die bloed in Christus kom, die verlossing in Christus, die saligheid in Christus, en wanneer ek in Christus is, en ek laat doop my, dan word ek ook met Christus bekleed.
Halleluja. Ek wil nou vandag vir u sê, daar sou geen redding vir Noag en sy gesin gewees het, sonder die ark. Daar sou geen redding, halleluja, vir al die diere gewees het, sonder die ark. Daar sou geen lewe ook gewees het. Halleluja. Maar die ark, as die ark van behoudenis, het lewe gegee aan baie. Christus gee aan ons lewe. Dis waarom hulle moes eers in die ark gaan 7 dae. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet eers in Christus kom deur sy bloed, voordat jy jou laat, sodat jy ook met hom bekleed kan word. Ek weet nie waar kom hierdie mense aan hierdie prediking nie. En dan sê baie mense vir my, ja, hy het 'n openbaring gehad. Ja, maar hy luister na ander mense se goed op Facebook en alles, en dan stuur hulle goed vir my. Weet jy wat, ek stel nie daarin belang nie. Want jy is nie besig met die woord van God nie, jy is besig met ander mense se sieninge. En ek wil vandag vir jou sê, dit beteken vir jou niks. Ek wil vir jou sê, as jy nie deur die bloed kom, jy kan vir my wat stuur. Maar as jy nie deur die bloed in Christus kom voor jy jou laat doop het nie, sal jy sterwe as 'n sondaar. Wys vir my, waar het die doop van Genesis tot Openbaring, nou, waar het die doop enige redding gebring? Maar van Genesis 3 af, het die bloed vergifnis gebring, genade gebring, redding gebring, verlossing gebring, 'n versoening gebring. Al was dit die bloed van stiere en bokke, maak nie saak nie. Net die bloed kan dit doen. En in die Nuwe Testament is al hierdie bokke en beeste en skape ensovoort. Ek meen, daardie bloed is een kant toe gestoot, want God het geen behaal daarmee in nie. Weet jy waarom? Omdat daardie bloed nie 'n mens kan verlos en red en vry maak nie. Omdat daardie bloed nie my kan bring dat ek in Christus is nie. Nee, dis net die bloed van Jesus. Daarom het God geen behaal mee gehad in hierdie offers nie. Maar hy het 'n behaal in sy seun, wat sy bloed gestort het. Want deur sy bloed, halleluja, kan ons weergebore word. Deur bloed, water en gees, kan ons weergebore word, sodat deur sy bloed ons kinders van God kan word. Die doop kan dit nie doen nie. Die doop kan my nie bring in die liggaam van Christus nie. Net die bloed. Die doop kan nie van my 'n erfgenaam maak nie. Net die bloed. Want ek moet 'n bloedverwant word om 'n erfgenaam te wees. Ek moet 'n bloedverwant word om kind van God te wees. Die doop kan dit nie doen nie. En ek wil vir jou sê, selfs die Heilige Gees kan dit nie doen nie. Dis net die bloed. Waarom hou jy so vas? Hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Is jy vuil van die sonde? Lewe jy nog in die sonde? En nou dink jy dat deur die doop gaan jy gered word? Jy sal hel toe gaan. Halleluja. Ek wil dit weer sê, sonder die ark is daar geen redding vir Noag gewees. Moenie bou op jou teorie dat die doop sal ons red. Dit sal nie werk nie. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net lees wat die woord van die Here sê. Hebreërs 9 vers 20 en gesê, dis nou Paulus wat skryf. Dit is die bloed van die Nuwe Testament wat God met die oog op julle verorden. Waar die bloed? Die bloed wat ons kan bring in Christus, waarin die saligheid is, waarin ons verlossing is, waarin ons redding ensovoorts is,
waarin ons kindskap kom, waarin ons as erfgename is, deur die bloed in Christus, dan word ons bloedverwante met God die Vader en die Seun en met almal wat deur die bloed gekom het, erfgename. En dit, sê Paulus, is verordeneer op ons. Nie iets aan die doop is nie verordeneer op ons nie. Net die bloed van die Nuwe Testament is verordeneer op ons, verorden op ons. Hy sê die woorde, Hebreërs 13 vers 20, mag die God van vrede, die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Deur wat? Deur die bloed. En ek wil net vir iets sê. Die Heilige Gees werk saam met die bloed. Ja, maar jy kan sê, as dieselfde Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het in hulle woord, dis 100%. Die Heilige Gees werk saam met die bloed. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy nie deur die bloed in Christus gekom het, en gered is deur die bloed, van die tweede dood, die finale dood, die ewige dood, as jy nie deur dit gekom het nie, dan is selfs jou doop niks werd nie, want die Heilige Gees kan nie saam met dit getuig dat jy gedoop moet word. Want jy was nog nie deur die bloed. Halleluja. En dan wil ek dit vir jou sê. Jy sal nie opstaan in 'n nuwe lewe nie, want die Heilige Gees werk saam met die bloed. En hy getuig saam met die bloed. Maar jy moet deur die bloed kom voordat hy saam getuig. Halleluja. Kom ons gaan verder. Prys die naam van die Here. Hy sê in Hebreërs 9 vers 21, en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. Alles word met bloed besprinkel. Halleluja. Die Bybel sê dat die Ou Testament is die goeie dinge is opgeskrywe tot voorbeelde en waarskuwings. So, wat het in die tabernakel gebeur? Alles is met bloed besprinkel. Waar was die dood? Daai tyd. Dit was nog nie daar nie, want Christus het nog nie kom sterwe nie, hy het nog nie sy bloed laat vloei nie. Die doop kom eers na die bloed. Want dan is daar selfs vergifnis, as dit alles deur die bloed kom. As jou doop deur die bloed kom, as die Heilige Gees deur die bloed kom, en saam getuig met die bloed, halleluja, dan kan jy waarlik sê ek is gered. Hoor wat sê hy verder. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Ek wil dit weer sê. Wys vir my, waar het die doop bloed vergiet vir jou? Wys dit vir my. Wys dit vir my uit die hele Bybel. Waar het die doop bloed vergiet vir jou? Wys dit vir my. Tot vergifnis van jou sonde. Wys dit vir my. Nou sê ja, hy wat glo op doop sal gered word. Nou sê hulle nee, tot vergifnis van sonde. Bekeer jou, laat die doop tot vergifnis van sonde. Wys vir my, waar het die doop vir jou bloed vergiet? Wys vir my, waar het die Heilige Gees vir jou bloed vergiet? Maar jy beroem op die doop van die Heilige Gees, maar op die bloed wil jy niks te doen hê nie. Daar is vir jou geen redding, geen verlossing, geen saligheid, geen reiniging nie, geen vergifnis, sonder bloedvergieting nie. Dis waarom jy eers deur die bloed moet gaan. Wat sê die woord van die Here verder? Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dis die duiwel. Iemand in die Bybel lees, die Here Jesus word vlees en bloed deelagtig. Halleluja.
Hierdie ding is vir my so wonderlik. Net in die een skrifgie. Hoor wat die woord sê, gaan nou verduidelik. Het ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood, wat se dood? Die dood van die kruis, dat hy gekruisig word, sodat deur die bloed van die kruis versoening gedoen word, sodat Jesus deur hierdie dood, waar sy bloed gevloei het, dit kom eintlik daarop neer, sodat hy deur die dood, dit meen, deur sy bloed, hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Halleluja! Waardeur het Christus mag gekry, om mag oor die dood te kry, deur die bloed van die kruis, halleluja. Mense verstaan dit tog net asseblief. Want ek moet dood aan die kruis, ek moet gekruisig word, ek moet doodgemaak word aan die kruis, en versoen word met God deur die bloed, en toe die bloed van die kruis versoening doen, vir die mensdom, toe kry die Here Jesus deur sy bloed mag oor die dood. En dis waarom God hom ook deur die bloed van die Ewige Testament uit die dode uit teruggeroep het. Hebreërs 2 vers 15. En almal kom bevry. Wat kan jou bevry? Die dood? Nee. Net die bloed kan jou bevry. Hoor dit sê, en almal kom bevry wat hulle lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Waar die dood? Die ewige gedood. Wat vrees die mens die meeste in ons lewe? Die dood, om te sterf. Die aardse dood. Sommige vrees het nie. As baie wat dit nie vrees nie. Maar weet jy wat vrees het? Die ewige dood. En dis alleen die bloed wat jou kan bevry van die ewige dood. Hy gaan jou nie kan bevry van hierdie dood. Nee, hy kan jou bevry van die sonde, wat daartoe lei dat jy moet sterwe om geoordeel te word. Hy kan jou, die bloed maak jou vry en hy red jou van die sonde, sodat jy by die opstanding weer kan opstaan en met Christus verenig word. Gees, siel en liggaam. Maar ons wat deur die bloed gekom het, het nie nodig om weer te vrees vir die tweede dood. Want die Here het ons bevry deur sy bloed van hierdie tweede dood. Hy sê, Hebreërs 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God, sonder smet geoffer het. Ja, sonder smet geoffer het. Waardeur? Deur sy bloed kon hy sonder smet geoffer word. Halleluja. Dit meen die onskuldige bloed. En ek wil vandag vir u sê, die dag toe die Here Jesus besny is, het onskuldige bloed gevloei. Dit was al reeds daar. Want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos, waardeur deur sy bloed. Toe hy besny word, toe vloei die sondelose, onbesmette bloed uit hom uit. Daar het sy bloed alreeds gevloei. Daar is sy bloed alreeds vergiet, terwille van die mens. Want God het 'n verbond gesluit met die mens om besny te word. En nou moet sy seun ook dieselfde verbond deurgaan, om besny te word, maar hierdie bloed wat uitgekom het, is onskuldig, onbesmet. Sodat hy, wil ek verder lees, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Maar sê hy dit nie oor die dood op nie. 'n goeie gewete. Maar hier praat hy vir julle gewete reinig, waardeur? Deur die bloed. Goeie gewete deur die dood. Halleluja. Waarom? Want ek kan 'n goeie gewete kry deur my te laat dood. Omdat ek gereinig is deur die bloed. Die doop het geen
funksie sonder die bloed nie. Jy kan vir my wat oor die doop skrywe. Die doop kan nie dit vir jou doen as jy nie deur die bloed gekom het nie. En die doop sal dit nie vir jou doen nie, want hy werk nie sonder die bloed nie. Wat sê die woord? Halleluja. Hy sê, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, die verlossing. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Geen vergifnis sonder die vergieting van bloed. Want in hom, halleluja, hierdie is vir my mooi, want in hom lewe ons. Waarom? Want ons is in sy bloed. Dit meen sy lewensbloed, onskuldige, onbesmette bloed, ons lewe daarin. Hy daarom sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters te sê, want ons is ook sy geslag, halleluja. As ek nie in sy bloed is nie, as ek nie in hom is nie, as ek nie die saligheid in sy bloed het nie, die verlossing ensovoorts in sy bloed het nie, dan kan ek nie sy geslag wees. Waar die geslag waarna God gesoek het. Kan nie in daardie geslag wees. Ek wil net gou verder lees. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, rykdom van sy genade. Hy sê in Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Daarom sê hy, dat in wie ons die saligheid, die verlossing ensovoorts het, deur sy bloed. En die saligheid is in niemand anders nie. Dit meen, as ek die saligheid wil deuragtig word, moet ek in Christus kom. En ek kan alleen deur die bloed in Christus kom. Daarom sê hy, in hom. Ek moet eers in hom kom, voordat my laat doop. En die saligheid is in niemand anders nie. Nou gaan hy verder. Hy sê, waardeur ons gered moet word nie. Halleluja. Waardeur ons gered moet word nie. Wat? Waardeur word ons gered? Deur die bloed. 2 Timoteus 3 vers 15. En dat jy van kleins af die skrifte ken, wat jou wys maak tot saligheid, deur die geloof in Christus. Halleluja. Hy wat glo en hom laat doop. Weet jy wat? Jy moet geloof in Christus hê. Wat is geloof? Dat ek moet deur die bloed voor jou laat doop, moet ek dit eers glo, en ek moet dit laat gebeur, dat ek deur die bloed verlossing kry, die saligheid kry, in Christus. Halleluja, dit is so eenvoudig. Dan kan ek my eers laat doop. Maar wat sê die skrif? Hy sê, en die 1 Petrus 1 vers 9, en die einddoel van julle geloof, die einddoel van ons geloof, luister mooi, die saligheid van julle siele. Waar kan jy die saligheid? Deur die bloed in Christus. Verkry. Ons moet die saligheid van ons siele verkry in Christus. Baie duidelik. Hy sê hierdie mooi woorde, Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Dit meen, as ek my bekeer en my laat doop, dan is daar remission for my sins. Maar wie bewerk het? Die bloed. Ek moet in hom wees, sodat wanneer ek my laat doop, ek met Christus bekleed, en dit bewerk dan ook vir my. Selfs deur die doop, vergifnis van sonde, maar alles werk deur die bloed. Halleluja. Hy sê, gee ag op julleself en op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God versorg. Hoor nou hierso baie mooi. Wat hy deur sy eie bloed verkry het. Hierdie gemeente van God, hoe het Christus dit verkry? Deur sy eie bloed. Hy het dit nie deur die doopwater gekry nie. Jy kan maak wat jy kan glo en jy laat doop 1000 maal. Al is daar vir jou vergifnis. Jy kan net deel word van die gemeente van Christus in die bloed van Jesus Christus. Want dit is hoe hy dit verkry het.
deur sy bloed, deur sy eie bloed. Hy sê Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, halleluja, waar? In sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Wil jy nou vir my sê dat ek word gered deur die Here sonder die bloed? Hoor nee, hoor wat hy sê, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Die bloed regverdig my, en deur hierdie bloed wat my regverdig, red hy my van die toorn. Aangesien is dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid het silwer, goud het. Dit ons is die geslag van God, waardeur? Deur die bloed in Christus. Ek gaan net hierdie lees, want dit is vir my baie mooi. Dan wil ek klaar maak. Romeine 1 vers 3, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. Hy sê 1 Korintiërs 5 vers 7, suiwer die ou suurdeeg uit. Weet jy waar is die ou suurdeeg? Is die doop van Johannes. Suiwer het uit. Johannes het gekom tot op Christus. Dit sê die woord baie duidelik. Die psalms en die profete en die wet met sy gebooie het alles gekom tot op Christus. So, dis die ou suurdeeg. Halleluja. Nee. Hoor wat sê, soos julle inderdaad ongesuurd is. Hy sê eers sodat julle 'n nuwe deeg kan word. Soos julle inderdaad ongesuurd is. En weet jy wat? Net die bloed kan my nuwe deeg maak. Halleluja. Nie suurdeeg nie, nuwe deeg. Want as jy teen die doop praat, dan word baie mense suur vir jou. Waarom? Want hulle het nog suurdeeg in hulle. En net die bloed kan hierdie suurdeeg wegneem. Ek wil weer vir jou sê, die doop kan jou nie red nie. Hy sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. En hierdie is vir my een van die mooiste dinge wat die Here vir my gesê het, en ek sluit af met dit. Hoor, die paaslam moes eers vir ons geslag word, sodat ons die geslag van God kon word. Waardeur kan ons die geslag word? Paaslam moet geslag word, dit weer God stel hom voor in sy bloed, hy neem sy bloed na die Vader, hy verskyn voor die Vader, en nou, deur die bloed, die paaslam wat vir ons geslag is, nou word ons die geslag van God, wat hy in Maleagi sê, en God het 'n geslag gesoek, en hierdie geslag is in sy seun, deur die bloed. Halleluja. So, verstaan die woord van die Here. Eers, deur die bloed, in Christus, deur die bloed, sodat jy deel word van die geslag van God, en dan laat hy jou doop tot geregtigheid. En hierdie doop kan jou red van die toorn, die ewige oordeel. Hy kan, volgens Petrus, hier kan jy die doop inbring. Halleluja, maar jy moet eers in die ark van behoudenis kom, voordat dit gaan red. Halleluja. Of anders is daar vir jou geen rede. Prys die Here. Ek hoop u verstaan dit. Daar is nog baie goed wat ek nou kan sê, maar ek sal volgende week aangaan. Die Here seën u almal. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord, en ons vra dat die Heilige Gees elkeen sal inspireer, deur hulle te leer en te lei in die hele waarheid. Want die Heilige Gees getuig saam met die waarheid, Here. En dis u woord wat ons gebring het. Dis nie iets anders nie. En daarom sal die woord deur die Heilige Gees bevestig word in ons hart. En ons eer u, dat ons hierdie bloed evangelie, en dat ons deur u bloed alles geword het, vir God die Vader,
deur sy seun en dat ons in hom is. Baie, baie dankie daarvoor. In Jesus se mooi naam. Amen en amen.